Goeienaand dames en heren en welkom by nog 'n program van Kom Kuier Saam. Waar ons saam met die mense en hulle lewe kuier. Lekker voor die kassie en saam met u tot binne in u voorkamer kom kuier. Ons het vanaand 'n spesiale persoon in die ateljee saam met ons. 'n Man wat gekom het uit Lansdowne uit, toe Mitchells Plain toe, totdat hy hier in Makassa opgeëindig het. En hy het diep spore getrap, waar hy ook al gewees het. As 'n man is niemand anders nie as Pastor Jeffrey Hopley. Pastor, baie welkom by ons program vanaand en dankie dat u vir ons toelaat om saam met u te gesels oor u. Ja, goeienaand Stevie en goeienaand luisteraars en kykers. En dankie vir die geleentheid wat vir my gegee word om net my storie ook te kan kom deel. So, julle het gehoor het uit die Lansdowne uit en toe Mitchells Plain toe. So Pastor, vertel ons 'n bietjie van u geskiedenis, waar hy vandaan kom en so aan, dat ons net op hoogte kom met daai gedeelte. Ja, as jy my geskiedenis van waar ons gebly het. My pa het groot geraak, hulle het in die dock cottages gebly. En soos ons weet met die Group Areas Act al die jare was hulle uitgeskop mos daarso en hulle was Lansdowne toe verskuif. So ons is in Lansdowne gebore, ek en my sibbe. Ons is daar in Lansdowne gebore waar ons saam met my ma, wat ook van Genadendal is, my ma is van Genadendal. So ons is almal in Lansdowne gebore en ons het daar saam met my pa gebly, 6 in 'n huisietjie en 'n 2 slaapkamer vertrek en daarvandaan het ons Mitchells Plain toe getrek in Rocklands. En daar het my pa, ons het 'n jaar gebly, toe sterf my pa. En ja, 1988, toe bevind ek myself in Makassar in. Okay. En dit is waar ek vir my kom settle het. Okay, Pastor, ons gaan so 'n bietjie terugrol. U het in Lansdowne gebore, Mitchells Plain toe getrek en daar ook die skoolloopbaan by voltooi. Vertel ons 'n bietjie van die skoolloopbaan, waar het jy skool gaan en wanneer het dit voltooi? Ja, my skoolloopbaan, ek het primêre skool het ek begin by die Morawiese Spangenberg Morawiese skool in Lansdowne tot standaard 5 toe. En standaard 6 en 7 toe ek by Westridge High. Maar omdat daar so baie mense ingetrek het in Mitchells Plain daai tyd, toe kon Westridge High nie vir ons almal 'n huisvesie. En die skoolgebou en ons is so in die middel van die jaar as ons Rocklands High toe, waar ek in 1983 dan my matriek voltooi het. So intussen in daai tyd het julle in die agterwerf gebly, woon by mense. Sê vir my, hoe was dit daai tyd daarso en dit was klomp mense by mekaar en so? Ja, ons het in Lansdowne het ons gebly by my oom. En ons het gebly in 'n 2-kamer vertrekkie en dit was nou so 'n badkamer. Ons badkamer was buiter gewees onder die kraan. Daar was die krane in die huis of in die gebouetjie selfie. So daar was so die oliedrom, 'n groot oliedrom, half skoon gemaak onder die kraan. So daai was nou ons badkamer gewees. Of dit nou warm of koud is, het ons soggens daar gebad en ons slaap, dit soos ek sê, dis 'n 2 vertrekkie net gewees. So ons 6 kinders het in die 1 vertrekkie geslaap. So daai vertrekkie was nog gewees ons slaapkamer. Dit was die voorkamer gewees. Dit was die kombuis gewees en dit was ook die eetkamer. Sure. Nee, so as mense gekom het hulle nou daar gekuier en dan moet ons uitwees of so, maar dit was nou boonbehalwe my ma se slaapkamer was daai vertrekkie dan nog gewees, alles. Ja, ek weet as ons so lekker gekuier het by die huis nou, ons almal ons seuns, ons was ook so 5 broers en 'n suster en as lekker daar vir Bonanza gekyk het op die TV en as daar mense inkom na my ma of pa toe, dan moet ons die kamer verlaat. En dit was die reël gewees, ons kan nie verder TV kyk nie, ons moet kamer toe gaan. So ja, dit is nogal 'n moeilike storie as jy net 2 vertrekke het en so aan. So Pastor, jy het gepraat van die skoolloopbaan wat jy daar by Rocklands voltooi het. Maar in daai tyd het jy ook die skool op 'n tyd verlaat en dan op 16 jarige ouderdom dink ek het u vader verloor.
Vertel ons 'n bietjie van watter trauma jy daardeur gemaak het en hoe jy daar uitgekom het. Ja, Stevie, dit is so 1981. Ja, soos ek sê, ons het 79 het ons ingetrek by Rocklands en soos my pa was maar nog maar 'n arbeider mos nog gewees. Hy was 'n welder gewees of 'n operator welder gewees by Marine Roberts en hy het gesterf toe hy nou sterf in my maatie gewerkie, so op hy stadium reeds was die lewe nie vir ons, was 6 kinders en die lewe was reeds nie vir ons te maklikie. En my pa sterf toe 1981, ek is die tyd nou wat hulle nou vandag graad 10 noem, ek is standaard 8. En omdat dit baie moeilik in die huis gegaan het toe, ons is 6 kinders, dit gaan moeilik in die huis en toe ek skool verlaat. Ek het skool verlaat om my ma te help, want my ma toe werkies gedoen, nou nie soos by die wit mense of getravelisheid, sommer net so gewerk daar rondom die huis, tussen die mense, die bure en so daar at least net iets op die tafel en so kan wees. En ek het gesien hoe swaar sy kry en ek het gesien hoe ons sukkel. Menige male was daar nou nie krag in die huisie, daar was die water nie, en daar was ook nie kos gewees nie, en dis hoekom ek gevoel het, nee maar, ek gaan skool verlaat op hy ouderdom van 16 en ek gaan werk. En ek het begin werk en toe sê my ma nou vir my, nee, my kind, jy gaan terug skool toe. Jy het baie potensiaal, jy gaan terug skool toe en sy het saam mee gegaan. En dit was 'n probleem met die hoof gewees om my te aanvaar by die skool, omdat reeds 3 maande al nou verval het nou. Ja. En ek is van die skool se boeke af al reeds gehaal toe. Maar ja, daar was nou my klasonderwyser wat daar was, meneer Kivido, en hy het gevat na die onderhoof toe, meneer Markgraaf daar by Rocklands, en hulle die hoof oorreed om my terug te vat by die skool. En dis waar ek weer terug is in die skool en my matriekloopbaan toe voltooi het daarso. 1983. 1983, ja. So in daai 1983 het u ook 'n ontmoeting gehad met die uprising, soos dit stel. En dit is teen die apartheid regime in die land. Sê vir my, hoe het u betrokke geraak by dit? Ja, onze skool Rocklands was baie eintlik van Westridge af, ons nou van my hoërskool daar af, en even Westridge 1981 was ons baie betrokke gewees in die riots, in die boycotts in ons, wat in Rocklands gebly het. Ons het strate vroegmôre, moes ons strate afblokkeer, tye is brand en al die goedjies doen, en ja, en toe het ons daarby, ons het geteken ook, ons was die spanne wat UDF, toe hulle nou UDF, die United Democratic Front begin, dus ons almal daar moet, almal die manne, Ellen Boesak en Ellen Ziller, die Sisulus, en ons het daar geteken vir die, en daar was UDF gestig gewees, en daar was ons betrokke, en ja, dit het ons skool ook geaffekteer, ons skoolwerk, want die skool wat ons byna toe gegaan het ook, die skool, ons was 3 maande by die skool, ons het nog niks onderrig gedoen nie, omdat daar nie onderwysers was nie, maar daar was 'n skool. Ja. En ja, so dit was 'n bietjie moeilik geweest, maar dit is waar ons betrokke geraak het, en ja, ons was ook so vir naweekie en so opgesluit in die riots en so, omdat ons nou gevang was ook en so, en maar ja, dit was die moeilike tye daar geweest, ja. So in daai tyd is dit nog altyd 'n gestruggle by die huis ook om kop bo water te hou, om 'n kosie op die tafel te sit en sovoorts. En in daardie tyd moes mense besluite neem rondom gaan ek regs of gaan ek links. En u het ook daai besluit moes u ook geneem het om waartoe gaan u verder, gaan u kyk na die familie, onmiddellike need van die familie, of gaan u kyk na die bevegting van die apartheid regime alleenlik. So u het 'n besluit gemaak in die lewe, en vertel ons die besluit wat u gemaak het en hoekom u het gemaak het, Ja. en hoe dit vir u geaffekteer het. Ja, net die agtergrond van die besluit, net toe ek nou op die skool was, ewen matriek toes ek nog ek was die enigste leerder wat Kaalvoet skool toe geloop het.
Ek het seker vir 2 maande Kalfoot skool toe geloop en toe die een juffrou nou vir my skoolskoene gekoop en so 'n lang broekie en soos ek sê die kos en goed wat daar nou nie was en so nie en baie keer het die kinders my gesê, "Jo, ons sien jy bring aan nooit brood skool toe nie. Ons moet dan elke keer net vir jou gee en so." So ja, en by die huis was dit baie erg soos ek voorheen genoem het, daar was baie keer was daar nie kos nie. Ek het matriek moes ek by die bure gaan sit en studeer het vir my matriekeksamens want ons het nie krag gehad nie, daar was nie lig nie, daar was nie water nie so. Ja, dit was moeilik geweest en om my ma so te gesien sukkel het. Moet daar kinders saam. En ek het grootbroers gehad, tyd het grootbroers en susters. Want toe my pa sterf, toe verval almal in drugs in. Al 3 my broers het in drugs in verval en ons almal het die Here gedien. Toe my pa geleef het ons almal die Here gedien. En ek dink die versoeking was daar, die hand was nie meer so sterk wat oor ons was nie. En ek het maar aangegaan om die Here te dien. En en ek dink daar het ek besluit nee, ek kan nou nie dat my ma so swaar kry en sukkel nie. En dit was 'n moeilike besluit geweest. Ek het die implikasies van dit geweet dat ek gaan baie vriende verloor as ek nou moet AMI toe gaan want enige ou wat in Mitchells Plain groot geraak het in die struggle tyd weet wat dit is as die AMI mense sien en hoe jy voel. Maar vir my was dit 'n besluit geweest net om nou nie net survival nie, maar net om na my ma en die sibbe te kan omsien. En my besluit was om AMI toe te gaan. En ek het 1 of 2 keer op pas gekom en ek sit nou nog met die merke op my skouer in uniform. Toe ek uit die taxi uitklim van Estervee af, ek was by SAKK gewees 1986 en 87 en op pas gekom en die mense het my met die mes gesteek omdat ek 'n soldaat is. Ja, ek was dit toe noem hulle ons nou PV Botha se honde. So ja, ek was as gevolg van my besluit was ek 'n gekenmerk of as PV Botha se hond of se honde. So but I had to do it en dit is wat ek gevoel het wat ek kon doen. En ek het gegaan, my ma het my bankkaartjie gehad. Ons het kosse gekry in die AMI, ons was jy uitgesort en ek het geweet elke maand my pay het ek geen sent gesien nie. Want my ma het my kaartjie gehad en dit is die rede gewees hoekom ek gegaan het. Kyk as jong manne wil ek en jong dames, daar soms besluite in die lewe wat jy moet doen rondom julle vriendekring of rondom julle toekoms waarna toe jy moet gaan. Of dit na links is of na regs is, of ons die stroom gaan join en of ons teen die stroom gaan opswem. So daai besluite het gevolge. En 'n mens moet mooi dink voor jy daai besluite maak. Soms is die lekkerste besluit nie die regte besluit nie. Maar as ons nou luister uit Pastor Opley se verhaal hierso, moes hy 'n besluit neem vir wat sy familie en die welstand van hulle, sy broers en susters, sy ma. En hy het 'n besluit gemaak om teen dit wat hy actually voor staan te gaan, om te sien na sy familie. So maak die regte besluite in die lewe, doordenk dit en weet dat die besluit wat jy neem, het altyd 'n gevolg. So pastor, ek het toe iewers gehoor, hy was aan die vloot ook gewees, is dan nou van die weermag af, vloot toe, of wat was dit? Ja, Stevie, ons het in die weermag destyds het jy 2 jaar moes nou vrywillige diensplig gedoen. En na die diensplig, hulle sou toe vir my kapelaan laat word in die weermag. Ja. Maar hulle kon toe nog nie volstaande mag maak nie. En ek het nou toe klaar gemaak met die 2 jaar. En in die 2 jaar, nadat ek klaar gemaak het, het ek aansoek gedoen polisie toe. Toe sê hulle vir my, ek is te kort. En ek het klom ander plekke aan. Ek het weer aansoek gedoen vir onderwys en so. Maar nêrens het ek nou reg gekom nie. En toe werk ek nou as 'n security guard. Ek het as security guard gewerk en seker vir 6 maande gewerk as security guard. En aansoek gedoen vloot toe. En die een dag, toe kom ek nou nog terug van die suid af.
Kyk, hy het toe trek jy skofte van, jy moet 6 uur inval op die site, moet jy maar 4 o'clock daar wees, want almal moet weggeneem word, mos nou na hulle poste toe. En dan kom jy eens 11 uur die oggend weer terug. En dan vanaand 6 uur val, jy moet jy alweer inval. En die een toe kom ek, die oggend, toe kom ek terug van die site af, en toe is my pyppakkie opgemaak. Net toe is my pyppakkie opgemaak, en die vroukie wat daar werk moet die py, sy sê vir my, luister, jou ma het gister kom bedank. Toe gaan my ma sommer bedank. Okay. Toe bedank sy, want die nommer wat ek nog gegee het van die vloot, vir die vloot, is ons bure se nommer, ons het nie telefoon gehad nie. En hulle het gebel en sy het gepraat, en hulle het vir haar gesê, ek is aanvaar in die vloot. Toe sy onmiddellik my bedanking gaan insit, want ons head office was in die town center in Mitchells Plain. Ja. En toe ek aankom, toe kry ek my, sê hier is jou pakketje en so, is klaar met ons. So my maat gaan bedank, en ja, toe sê ek het 38 jaar gedien in die vloot in, en 2023 klaargemaak, het ons pakket gegee, so ek het ja gedien 38 jaar, ek het die wêreld destyds, ons het die wêreld gesien, ek was Amerika toe, Engeland toe, Indië, ek was daar, Odessa toe, daar waar hulle nou staan, beklei ook in Rusland in, ek was in Bethlehem gewees, ek het die voorreg gehad om die werk Bethlehem toe te gaan, en Jerusalem toe, die Via Dolorosa het ons gaan doen, en ja, ons het geseil, ek was Antarctica toe 7 keer, het ons afsuit geseil Antarctica toe. So ja, ek het die vloot geniet, ek het dit geniet, en ek dank die Here vir die geleentheid wat ek gehad het, en jy weet snaaks genoeg, ek kon nie die geleentheid kry om te gaan leer en te studeer nie. Maar elke kursus wat ek gaan doen het, nou doen ons met die army mense, ons almal saam gesamentlike kursusse, dan was ek altyd die topstudent gewees. Nee, en toe dan vra hulle vir my, hoekom het jy nooit gaan studeer en so? Ewen die lectors wat vir ons die klasse aanbied, dan sê ek maar net, dit was nou seker nooit vir my beskore gewees nie. So pastor, ek luister nou na u verhaal hierso, maar ons het een dingetjie het ons geskiep hier. Intussen met al die geseilery, Antarctica toe en terug en die kant toe, het jy mos daar iemand ontmoet ook, nee pastor? Ja, dis reg. Ja, dis reg. Ja, ek het eintlik toe klaar maak met die army toe speel, my broer is ook mos nou toe hy 'n vroutjie getrou hierso ook. Bly sy mos ook aan die skool. Ek weet nie of julle van Sophie ken nie. Wat die ook aan die skool bly, maar nou ja, dit was nou sy skoonma, en toe vra hy vir my of ek wil kom speel vir Makassar Spurs. En toe kom speel ek nou vir Makassar Spurs, en daar het ek nou my vroukie ontmoet. Nee, daar het my vroukie eendag net die klippe dans gegee daar, by die Engelse kerk en so, en nee, dit was 'n troue vir ene Piet Mabaso, sy troue gewees, en ons is die aand soontoe, en dit was koud gewees, en toe gee ek nou my baadjie mos nou, vir haar. Ons ken dit, ja. Ja, ons was nou nog nie eintlik bevriend of so nie, maar nou net, ons het net gesien by die klip. Toe gee ek nou my baadjie nou vir haar, want het is koud, en ons stap nou eens toe, en elke keer as ek nou die baadjie gaan haal, as sy nie die baadjie bly net hier. En ja, totdat ons nou so mekaar ontmoet het, en toe trou ons in 1989, toe trou ons nou, en ons het 2 kinders uit die huwelik uitgekry en so. Haar naam is Rachel. My vroukie is naam Rachel, sy was Adams, en ooit van is Adams, ja. Sy het ook by Makassar Hoërskool gegaan, ja. So, pastor het iets genoem, die 2 kinders uit die huwelik uit, en vertel ons, die seun het die verloor op 31 jarige ouderdom, as gevolg van COVID. Vertel vir ons, hoe het u deur daai tyd gegaan? Want 'n ouer wil mos maar nie 'n kind afstaan nie. Dit moet mos ander kan omwerk. Ja. So vertel vir ons 'n bietjie, wat het u gemotiveer deur die tyd? Wat is die skrif, elkeen mos 'n skrif in sy argiewe, wat vir hom deurdra,
vir die hele week, die hele maand, die hele jaar? Ja. Ja, dit was 'n baie moeilike tyd vir my en veral vir my vrou was dit baie moeilik omdat hulle twee was baie close geweest. Kyk, dit's gewoonlik so ma en seun en pa en dogter. Net dis altyd maar baie keer die bonds wat so close is. En maar ja, dit was 'n hartseer. Dit was hard vir ons. Hy was eintlik op pad Amerika toe, het 7 jaar daar gewerk in Florida. En hy sou Oktober maand weer Florida toe gaan om te gaan werk. Sy visa en visums, alles was goedgekeur, so hy het nou net gewag om te gaan. En ja, en toe COVID nou kom, ja, toe was dit nou 'n bietjie rof vir ons. En dit was nou nie lank gewees het, want dit was net 3-4 dae nadat hy in die hospitaal opgeneem het, hulle sê COVID, wat hy nou toe afsterf. En dit was hard vir die familie gewees, vir ons in die huis. En ja, my vrou sukkel nou nog, so nou dan sy sukkel nog 'n bietjie om dit te verwerk. Ek verwerk dinge nou maar op my manier en so, en ek is iemand wat nooit eintlik my gevoelens of so, mense kan nie my lees of ek is iemand wat gevoelens wys en so, en ek dink dit is ook maar vir al die jare so groot maak van my en hoe ons groot geraak het. Ons moes vroeg man gewees het, verstaan, en dan ook moes nou wat ek in die army was. In die army was, het jy geslaap langs, het gelê langs mense wat doodgeskiet word daarbo, basilike op, so jy het so gewond geraak aan die dood. En voor my seun se sterfte, ek het my ma verloor ook in 2007 verloor ek my ma, 2008 my jongste broer, 2009 my oudste broer, en dan het ek 2014 die broer net ouer as my verloor. So ja, dit was hard gewees, en my vrou sukkel, so ek sê, sy sukkel nog so 'n bietjie, en my dogter, ek het 'n dogter ook, wat daar is, sy was ook in die vloot saam met ons gewees, saam met my, en toe die broer sterf, na 9 jaar in die vloot, toe sê sy, daddy, nee, nou wil ek doen wat my hart vir my sê ek wil doen, en sy het die vloot gelos, en sy is nou besig om social work te doen na 2de jaar, social work, maar ja, dit is nog steeds 'n gevoelige slag tot vandag toe, en baie mense sê vir my, ja, dit lyk jy voel iets of maar ek is net die persoon dat ek huil nie sommer nie, ek stort nie traan nie, maar niemand sien wat binne aangaan nie. Ja. Maar ja, die gevoel dis nog altyd daar. So pastor, teologie. Ek het iewers gesien u teologie geswat. Ja. Hoekom van teologie? Ek dink die ideaal het ander ideale gehad wat u graag wil bereik het in die lewe. Ja, kyk, ek het ander ideale gehad, Stewie, en my begeerte was altyd op skool. My begeerte was eintlik gewees al die jare. Ek wou 'n sendeling geword het. Okay. Ek wou 'n sendeling geword het. En maar die geld en goed was nooit daar om te gaan leer of te gaan studeer. En daai tyd moes jy nou ook so 'n tipe van 'n kwalifikasie gehad het om sendingwerk te gaan doen het en so. Maar toe ek nou, ek weet net nie wat het my gedryf om dit te doen nie. En ek was nog by Bishop Manuel, hulle hier in Makassar het ek die kwalifikasie gedoen en so. En soos ek sê, ek weet die God se planne was maar seker maar altyd daar vir dit, dat ek nou nie weet nie, maar ek het dit gaan doen, en aan die einde van die dag toe val dit ook in plek met die plan wat die Here vir my gehad het. So pastor, u en die vrou doen wonderlike werk in die gemeenskap met mense wat u hulle huisves van hulle, en te kyk na mense, om mense te voed en alles hoe kry u hulle dit reg? Stevie, ek kan net sê, dit is net met die
hulp in die hand, in die genade van die Here wat ons dit kan doen. En die motivering en die dryfkrag was maar altyd daar vir my gewees om, ek het altyd teruggekyk waar ek vandaan kom. En ek het altyd gesien hoe jong kinders sukkel en in Makassar ook, en dan reken my vrou soos by die garage. En dan soms aan, en soos ek sê, ek is nie overduidel, ek raak emotionally. Maar wanneer ek sien mense kry, ou mense kry swaar, as ek sien kinders kry swaar, en daar sit ek sit by die garage en net 'n treintjie loop, en sy vra vir my, hoekom huil ek dan nou? Ek sê, nee man, ek huil nie, ek sê, kyk nie die kinders daar. Hier is mense nou, daar is 'n kounlorrietjie wat hier by die garage staan. Die kinders, mense koop hulle kinders kouns. Die mense wat die kouns koop, ek sê, kyk daar. Hulle jag die kinders weg. Ja. Die kinders is van Chris Hani Park aan die oorkant. Ek sê, Shane, kyk daar. Kyk hoe hulle kyk, kinders se kleertjies, kyk. Jy weet, en raak ek so bewoe, ek raak seer binne. En dan klim ek uit en dan gaan koop ek vir hulle kouns en almal hy goedjies. En die ding is net dat dis moeilik om te sien dat mense swaar kry en sukkel en 'n mens doen niks nie. En of jy nou nie baie het nie, soos ons het nie baie nie, ons het nie miljoene nie, ons het nie, maar wat ons doen, sê ek, doen ons met die hulp van die Here en die genade van die Here, en jy weet, die Here dra vir ons. Want God het hom bewys hom so oor en oor en oor vir ons. Nee, as ek net so ietsie kan vertel, eendag my kinders was op universiteit, toes ons omtrent nog mense in die huis, nog kinders van Genadendal ingevat en so wat sukkel in universiteit toe en so. En nou die Here vir ons, omdat ons nou bietjie sukkel, maar ons is klom in die huis, het die Here nou vir ons dan die gawetjie gegee om te kan bak, en so my vrou kan wonderlik bak. En ons bak toe en so, en die een aand toe sit ons nou almal in die voorkamer, hulle sê nie een van hulle gaan môre universiteit toe of college toe nie, want daar is die trendfair en goeders en daai nie. Maar omdat my vertroue in die Here is, omdat my vertroue in die Here is, ek sê vir hulle, moet julle nie worry nie. Môre gaan julle, almal, môre college toe en universiteite toe. Dis nou die wat ook ons ook ingevat het. Julle gaan almal môre college toe. Ja, maar daddy, ons het nie geld teen. My vrou sê, Jeff, maar jy kan nie die kinders sulke stories vertel nie. Ek sê, man, die Here gaan voorsien. En ons sit. En dis ek 20 minute later, iemand skree daar by die deur, suster, hulle skryf my vrou, suster. En ons maak oop, en die vrou sê dat, weet, hulle het nou oor 2 weke het hulle funksie, maar die mense wat nou sou gebak het hulle nou teleurgestel. Sal ons vir hulle bak? En die vrou kom en sy sê, maar is 'n R2000 deposit. En ons het net 'n R400 nodig, want ek by die donderdag. Jy weet, en so die Here vir ons deurgekom. En elke keer het die Here vir ons voorsien. En dis die tye waar dit moeilik gegaan het met ons, baie moeilik. En ja, en dit is waar ek en my vrou, ons put ons krag daaruit. En ons weet dat die Here gee vir ons, want hy sê, as jy omsien na die weduwees en die wees, sê die woord van God, dan leen jy vir my. En wanneer ons daai, en ons bou rekening, en ek sê altyd, mense sê, in die groot kerke sê jy, want jy moet 10 betaal, dan bou jy rekening en so. Maar die Bybel sê, wanneer jy vir die ouer van daar, die kinders, die wees sorg, dan bou jy jou rekening in die hemel. En wanneer jy dit nodig het, dan gaan tap jy net in die rekening. Yes. En die Here voorsien vir ons op soveel maniere, het hy vir ons deurgekom. En vandag spoil die Here vir ons. Hy spoil ons, omdat ons die opofferinge gemaak het. Spoil hy ons vandag. So pastor, ons het byna gekom by die einde van die program, of ons is op die einde van die program. Ek wil hê jy moet net daar na die kamera kyk en so kortliks, net vir die wat u wil dankie sê, en die wat u 'n kort bemoediging net gee vir die wat daar nou kyk na die program, en die wat hoor die program, dat u vir hulle motiveer. Ja, ek wil net eerste baie ding, u sê nou vir die mense en so, maar ek wil baie dankie sê eers vir die Here, vir die genade kans
nee, wat hy gehad het. En dankie vir my vrou, ja, jy's 'n groot steunpilaar in my lewe en sonder jou sou ek nie kon gedoen het wat ek nou doen nie, want jy het my toegelaat om te doen wat ons dan saam doen en jy het deel geword van dit wat ek doen, my kinders, my dogter, vir jou ook, vir jou ondersteuning en vir jou liefde en vir alles wat jy vir ons doen, wil ek vir jou ook dankie sê. En dan wil ek vir u sê dat moenie dat u omstandighede bepaal, en veral vir die jong mense, moenie dat die omstandighede bepaal wat jy môre gaan wees nie. Die Here het planne vir ons, hy sê die toekoms vir ons, 'n goeie toekoms, hy het goeie planne, hy het mooi planne. Ja, die wêreld daar buite is rof. Nee, dit is rof, dit is lelik, maar die Here het nog steeds planne. Nee, so kom ons sit hy verskoningetjies agter ons nie, want die beste kan uit Chris Hani Park uitkom. Die beste kan daar uit rondom Skrik uitkom. Verstaan? En dit waar jy bly, waar jy vandag bevind, of dit daar in die agterjaard is of op die flat, bepaal nie jou toekoms vir môre nie. Dit is jy wat jou toekoms bepaal. En wanneer jy dit in die hand van die Here los, dan sal die Here dit vir jou gee, die begeertes van jou hart. Nee, en vir die ander, wat wil ek sê, die van ons wat kan, daar is so baie in ons gemeenskap wat swaar kry, daar is baie wat sukkel, daar is baie wat saans sonder kos gaan slaap, daar's ou mense, daar's kinders wat koud kry, nee, dat ons harte net moet oopmaak, nee, en ek kan vir julle verseker dat die Here gaan julle beloon. Nee, dit wat ons doen, wat jy saai, sal jy my, en die Here sal julle beloon. Baie dankie. Pastor, baie dankie vir dit wat u kom deel het vanaand saam met ons. Ek weet vanaand dat daar sommige van die mense wat dit gekyk het, sal baat vir daarbey, sal hulle self ook sê, ek is in dieselfde posisie wat u gewees het. En hulle sal leer en hulle sal dinge regtig vat na die Here toe om vir hulle te lei in alle geregtigheid. So pastoor, voorspoed vir u en die vrou en met wat u julle doen. Hou aan om dit te doen, hou aan om goed te doen, en later sal jy my sê die skrif, so laat ons aanhou goed doen. Daar sal by julle se woning, en kykers, se man het Lansdowne uitgekom, skool gaan in Mitchells Plain, Makassa toe gekom, 'n vroukie gekry by die sokkerklub, en hy is vandag, dien hy die mense. 'n Man wat 'n teologie gestudeer het, sonder te geweet het, hoekom hy dit doen. 'n Man wat in sy kinderjare 'n sendeling wil gewees het, maar ook wil hy 'n dokter gewees het, of 'n ingenieur om van sy familie om te sien. Maar die Here het altyd ander planne. Ons het ook planne wat ons het, maar die Here het 'n groter plan vir elkeen van ons. Dankie dat u saam met ons kom, saam kuier het, vanaand saam met Pastor Opley. Die vraag wat ek wil vra vir u, kan daar iets goeds uit Makassa uitkom? You be the judge.